Goeiemôre gemeente. Baie bedingers vir al die besoekers wat hier is. Baie welkom hier so by ons. Ek wil net almal 'n baie geseënde Christusfees toewens namens die kerkraad van Saston. Ek hoop die tyd sal vir u werklik 'n Christusfees wees en nie 'n lekker July tyd nie, hoor. Ons wil net vir u sê dat die verrigtinge gaan so geskied. Ons vier vandag die geboorte van Jesus Christus wat na die aarde toe gekom het. Maar sy doel wat hy na die aarde toe gekom het is om elke mens te verlos van sy sonde. 33 jaar daarna op Golgotha. Daarom gebruik ons ook nagmaal. En ons wil vir u almal uitnooi wat by 'n eie gemeente nagmaal gebruik om ook hier saam met ons die nagmaal te vier. Dan net 'n ander reëling ons gaan nie kollekte in die bank opneem nie, maar die kollekte sal by die deure opgeneem word en dit gaan vir Echo. Vir Echo gaan dit ons wat die kinderhuise en die ouerhuise onderhou, dit gaan alles na Echo toe, vir die kollekte by die deure gaan soontoe. Dan wil ek net vir oom Blaar baie welkom sê op die kansel. En dan wil ek net ook vir Dominee These van Potchefstroom, hy is van Potchefstroom, baie welkom sê hier so by ons. Hy gaan vir ons die nagmaal instel. Baie dankie. Nou ek glo julle almal voel alreeds welkom nadat Kobus vir julle so hartlik welkom gesê het. En ook vir my, nee Kobus, jy het my ook verwelkom. Baie dankie Kobus. Almal van julle, elkeen hier van my regterkant af regdeur tot daar aan my linkerkant. Dis 'n groot vreugde dat ons almal so by mekaar kan wees vanmôre in die Here se teenwoordigheid. Hy's hier. Ons is nie alleen nie en dit maak dit 'n besondere fees vanmôre dat ons hierdie dag in sy teenwoordigheid kan begin. Maar as ons hier uitstap, moenie dat ons hom hier agterlaat nie, nee, dat hy saam met ons ook daar waar ons aan 'n feesmaal sal gaan aansit, dat hy ook daar sal wees. Maak plek vir hom daar ook. Mag dan ook hierdie dag vir elkeen van julle vol wees van Jesus Christus, ons verlosser. Mag ons sy teenwoordigheid by ons en in ons in hierdie dag ervaar. Mag dit 'n Christusfees wees, want dit is waaroor dit gaan. Martin Luther het gesê, al vier ons 1000 maal Kersfees, en Christus is nie in ons hart nie, dan beteken Kersfees niks nie. As hy in julle hart is alreeds, hou hom vas daar, want dit is daar waar hy wil wees. En nou is dit my voorreg om vir julle te groet vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees met hierdie woorde: genade, barmhartigheid en vrede. Kom ons begin dan hierdie Kersdiens, dan sing ons hartlik saam lied 358. Dis 'n Kerslied, lied 358, daai baie bekende: welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis, wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde ruis. Kom ons sing al 3 versies uit die diepte van ons hart, lied 358. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis, wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde ruis. Kersfees kom, Kersfees
Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke buie in eeuwe oude taal? Kyk selfs die nachtelike skye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Geliefdes in die Here Jesus Christus, kom ons word nou stil. Kom ons word nou net stil vir 'n klein wyle. En dan dink ons aan hierdie Jesus Christus wat gebore is vir ons. O Heer, dankie vir vandag se son daar buite, na lieflike reëns. Dankie vir die groen weivelde, waar daar ook rustigheid is onder die diere. Dankie vir geskenke, o Heer, wat U aan ons uitdeel. Geskenke soos elke asemteug, ons gesondheid, 'n gevoel om te beleef dat ek nog kan hoor, dat ek nog kan sien, dat ek nog hande het om te werk, 'n stem om U te loof en die evangelie boodskap uit te dra, om van U te getuig. Dankie vir die geskenk vir my voete, om die pad te bewandel, U pad. Maak dan my hande oop, o Heer. Maak my armspiere sterk, om na U uit te reik. Bovenal help my, o Heer, om in U te glo, met my hele wese, om in U te glo, as die Vader van alle seëninge. En wees my genadig om U skatte van liefde en dankbaarheid en waardering ook aan elkeen op my pad, op ons pad, uit te deel. Maak ons stil op hierdie Kersdag,
om die betekenis van Kersfees te ervaar, om dit in ons geheue in te messel deur u genade. O God van liefde, dankie dat u ons so liefgehad het om u seun Jesus Christus aan ons te skenk, die grootste Kersgeskenk. En Jesus, die ewige lig, sodat ons in sy strale kan loop, nie net vandag nie, maar elke dag tot die einde toe, om so die volle lig te kan ervaar in ons lewe. Ons hoef nie bang te wees nie, want u lig bestraal ons lewenspad. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ek hou aan u nou voor die nagmaalsformulier. Liewe broer en suster, die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens bevestig word as verbondsmaaltyd. Het hierdie nagmaalsfees dan die volgende betekenisse. In die eerste plek, die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, doen dit tot my gedagtenis, Lukas 22 vers 19. En in die nagmaal oordink verkondig ons die dood van die Here. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees. Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborgfees. Daarom sê hy, dit is my liggaam. Dit is my bloed. So seker as vir elkeen hierdie brood voor sy oë gebreek word en hierdie beker aan hom gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe, maar ook aan sy opstanding. En hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sonde gedra het, en self daarvoor gesterf het, opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Die nagmaal is ook in die derde plek 'n gemeenskapsmaaltyd. Ons herdenk naamlik ons gemeenskap met die Here Jesus, maar ook, en dit moet ons onthou, ook met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verwagtingsmaaltyd. Hoor jy dit? 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig hiermee ons toekomsverwagting. Ons het in hierdie nagmaal, liewe broer en suster, vanmôre die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit. En dis belangrik, na sy wederkoms, na die ewige lewe. En verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy sal kom. Want hy kom. Hy kom om sy kinders te kom haal. Daarom kom ons wees gereed. Die nagmaal is in die vyfde plek 'n vreugdefees. Al spreek die tekens van die lyding en sterwe van Jesus Christus, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou
en trane en droefheid nie. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit 'n vreugdefees waar die Heiland op 'n besondere manier die uitdeling van die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding bevestig. In die nagmaalsfees mag die gemeente nou reeds in beginsel die vreugde smaak wat vir ons wag by, luister mooi, by die bruilofsmaaltyd van die Lam. Hoe heerlik sal dit wees om daarby aan te sit, nee. Is jy gereed? En dan, uit dit alles, blyk dit duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n dankbaarheidsmaaltyd is. By die gebruik van die tekens dank ons hom met ons hele wese en is dit ons ernstige voorneme om in dankbaarheid met 'n vurige liefde vir God en ons naaste ons lewe opnuut aan hom te wy. Dit is die nagmaalsformulier. Kom ons sing nou die 3, 4, 8 verse 1 en 2 en onderwyl ons dit sing word die gereedmaak van die tafel dan ook plaas. Die 3, 4, 8 al twee versie, daai pragtige stille nag, heilige nag, Jesus kind, lank verwag. 1 en 2, die 3, 4, 8, die tafel word nou in gereedheid gebring. Ati, jy kan ook na vore dan kom. En dan gee ek dit oor aan jou. Gemeente, maar praat. Praat.
Wieso is hy nou? Is nou weg. Gemeente, kan ons net hoor, is daar iemand wat nie wyn en brood het nie? Almal het julle self gehelp by die deure. Nou toe, dan is dit reg. Dit is baie ongewoon om by 'n Kersdiens nagmaal te gebruik. Ek dink Zastron is hier en nou 'n voorloper, julle is baanbrekers. Maar ek dink met alles wat hom Blaar gesê het, behoort dit al klaar duidelik te wees dat dit baie belangrik is dat ons op by hierdie geleentheid Kersfees vier. En ek wil nou gou vra, wie van julle sou vannag graag in Bethlehem wou gewees het? Daar by die krib van Jesus. Steek gou julle hande op. Weet julle hoef nie te verlang na daai dag toe nie. Hy's hier. Hy's hier. Hierdie tekens van brood en wyn, daarmee wil Jesus sê, ek is hier. Ek is by julle. In 2000 is ek Nigerië toe daarna, daardie profeet TB Joshua toe, wat so baie opskudding ook in ons land veroorsaak het. En as jy nou daar kom, is daar so 25 stuks wat jy by die deur verwelkom. Maar hulle skree dit so uit. He's alive, he's alive. He's Emmanuel, he's Emmanuel. Nou, as hulle Emmanuel sê, dan val hulle so op die grond neer en dan slaan hulle met hulle hande so. Dan sê hulle vir jou, jy gaan vir Jesus se teenwoordigheid hier beleef. En nou onthou nou wat in die nagmaalsformulier gesê, dis 'n herinneringsmaaltyd. Jesus wil vir jou sê, ek is hier. Maar onthou die einde van die formulier, ons kyk ook vooruit na Jesus se wederkoms. Hy wil hê ons moet die nagmaal gebruik so gereeld moontlik. En daarom is jy spesiaal nie deur hom Blaar genooi of deur die kerkraad nie. Jy is deur Jesus genooi. Hy wil graag hê jy moet so naby aan hom kom soos hy vanmôre aan jou is. En daarom kom ons bid saam voordat die tekens dan uitgedeel word. Kom ons sluit net ons oë. Here Jesus, U het vir ons deur U diensknegt op die kansel op 'n wonderlike manier verwelkom. En ons dank U, Here, dat ons nou ook hier in U teenwoordigheid kan vertoef. Ons wil bid, Here, dat U so naby aan ons sal kom soos ons diep in ons harte verlang. Dat wanneer ons die brood eet, ons dit sal beleef, Jesus is hier. Wanneer ons die wyn drink, weer dit sal beleef, maar ook sal beleef met die brood en die wyn, dat U nie net by ons is nie. U is nie net Immanuel nie. U is die lewende God in ons. En daarom, Here, wek in elkeen die groot begeerte om vanmôre deel te kan hê aan hierdie nagmaal. Wil U vanmôre gee dat elkeen met opgewondenheid hierdie tekens van brood en wyn sal geneem en sal gebruik. En dat daardie diep verlange in ons harte om so naby aan U te wees, daardie verlange gestil en vervul sal word. In Jesus se naam. Amen. Ekskuus gemeente. Elke gemeente se bediening werk anders. Ek is nou so gewoond aan die gemeente waar ek was. Maar die baie belangrike ding is, ek het hierdie stukkie brood in my hand. Dit verteenwoordig vir Jesus. Dit verteenwoordig vir Jesus, jy het 'n kleiner stukkie daar by jou.
Maar weet julle, dis die enigste kind wat ooit gebore is, wat bestem was om te kom sterwe. Jesus het net vir een doel gekom om te kom sterwe op hierdie aarde vir ons sonde. En daarom wil ek hierdie brood breek. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Ek wil hê julle moet julle oë vir 'n oomblik toemaak en vat aan daai broodjie. Vat aan daai broodjie en besef, jy vat aan dit wat Jesus wil hê, wat jy moet dink, jy vat aan sy liggaam. So naby is jy aan Jesus. Onthou jy die vrou wat aan bloedvloeiing gely het? Wat gesê het, dit sal vir my genoeg wees om net aan Jesus se kleed te raak. Vat aan Jesus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam ook gebreek is vir jou sonde tot jou verlossing. Gemeente, nie net Jesus se liggaam is vir jou en my gebreek nie. Onthou daardie liggaam wat gebreek is jou eie liggaam. Jesus het dit net gedoen in jou en my plek. Dit het baie mooi in die nagmaalsformulier uitgekom. Toe Jesus sterf aan die kruis, toe hang ek en jy aan die kruis. Toe hy begrawe word, is ons saam met hom in die dood. Toe sterf hy vir jou, want hy het gesterf vir jou en vir my. En daarom het hy ook die beker geneem aan die einde van die maaltyd. En gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed. Jesus se bloed wat daardie verbond beseël, om vir my en vir jou die sekerheid te gee. Hy het daardie bloed gestort, sodat jy en ek van die sonde skoon gewas kan word. Hierdie beker is die waarborg, dat al jou sonde deur die bloed van Jesus afgewas word. Waar dit gebeur? Nie nou as ons die beker gebruik nie. Dit het aan die kruis gebeur, nie toe jy jou sonde bely het nie, toe Jesus gesterwe het, toe hy sy bloed geoffer het. En al wat hy vra, glo dit net. En daarom roep hierdie beker jou op, om dit te neem, dit te drink en te glo, dat Jesus se bloed vir jou skoon was, gewas het, van al jou sonde, dit is net 'n herinneringsteken, sodat jy daaraan sal bly vashou. Neem dit en drink dit en glo, sy bloed het jou skoon gewas van al jou sonde. Gemeente, kan ons sien, is daar enige iemand wat die beker wil gebruik? Niemand nie. Kom, ons sluit net weer ons oë in gebed. Hemelse Vader,
Dankie vir hierdie tekens van brood en wyn, wat vir ons vanmôre herinner, Jesus is so naby aan ons. Dat hy nie net in Bethlehem was nie, dat hy ook hier in Zastron, hier in die kerk by ons is. Maar dat hy nie net by ons is nie, maar ook in ons is. En dat wanneer ons huis toe gaan, hy nie gaan agterbly nie. Dat hy saam met ons huis toe gaan. Dankie dat u vir ons daarom die geleentheid gee om vandag 'n wonderlike Kersfees te vier. Ons verlosser het gekom, sy werk is volbring, en dat ons nou ook huis toe kan gaan en uitkyk na daardie dag, wanneer hy vir ons kom haal. In Jesus se naam. Amen. Gemeente Oom-Blaar gaan nou verder met die erediens. Die boodskap gaan natuurlik nou volg. Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Timoteus hoofstuk 1 vanaf vers 17. Nou ons is nou by die derde boodskap van ons reeks preke. Vanmôre gaan dit Christus Jesus het gekom. Verlede Sondag het ons gesels Jesus is die een. En die eerste Sondag het ons as tema gehad God se item op my feesprogram. Nou eerskomende Sondag is die tema vrede en dan die oujaarsdiens om 6:00 volgende Woensdag aand die tyd het gekom. Maar vanoggend 1 Timoteus hoofstuk 1 is ons skriflesing. Kom ons blaai, ons het ons Bybeltjies gebring, kom ons blaai dit na 1 Timoteus 1 en dan lees ons vanaf die 15de versie. Dit, wat is dit? Dat hy gekom het. Dis 'n betroubare woord en werd om sonder voorbehoud aanvaar te word. Met ander woorde, ons kan dit ten volle aanvaar, dit ten volle aanneem. Christus Jesus het in die wêreld gekom om ons sondes te verlos. Van hulle is ek, wie is die ek? Paulus. Van hulle is ek die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus in my as die grootste sondaar al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo om die ewige lewe te verkry. Niks meer, niks minder nie. Die ewige lewe te ontvang. En nou sê Paulus aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, die onsienlike, die enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid, tot die einde toe.
Dit is nie net eenmalig, dit is nie net nou nie, dit is nie net môre nie, dit is tot in ewigheid. Kom ons sing nou voordat ons voortgaan met die boodskap en luister wat Jesus vir ons vanoggend wil sê. Vlamlied 406. Ek wil kom stil word aan u voete. Ek wil kom hoor wat u vir my wil sê. Kom stil word aan die voete. Ek wil kom hoor wat u vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir u gees, o Heer, as ek my vra voor u kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus en word mislei na die ewige dood. Er is soveel oorvloed, selfs geen rijkdom, terwyl ander onhouers Vra Heer, wat van die kinders van honger en swaar kry neernam, van die mense wat stukkend en swaar het, gee myself van dan vra Heer, wat is die liefde, moet ek erken dit, lê nog by my, hier in my selfsug, stap ek gevoelloos, by al die nood, is jy vir my. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, raak my nou aan met die heilige vuur, sodat ek oral die liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my Soos reeds aangekondig, die tema Christus Jesus het gekom. Maar hoekom? Hoekom het hy gekom na hierdie wêreld toe? Weet jy, daar's net een antwoord. En ons weet dit, want die woord sê dit vir ons en dis 'n betroubare woord. Hy het gekom om vir jou en vir my om sondaars te verlos. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Dat hy gekom het om my van sonde te verlos. Ek kan nie anders as om daaroor te juig en bly te wees nie. En dit is
wat ons vandag moet doen. Daai blydskap dat hy my verlos het, dat hy gekom het om juis vir my blaarkoetsee te verlos van sonde. Daaroor moet ek vandag juig en bly wees. Liewe broer en suster, is Jesus op 25 Desember gebore? En weet jy, hierdie vraag hou die mens al vir eeue lank besig, of dit sy geboortedatum is. En so het 'n professor van Britannia, David Hughes, al in 1979 'n boek geskryf met die titel Die raaisel van die ster van Bethlehem. En hy ook met hierdie vraag geworstel in daardie boek van hom. Wanneer is Jesus gebore? Hy was 'n natuur- en sterrekundige, en daarom benader hy dan ook sy stellings in daardie boek vanuit die hoek van die sterrekunde en van die geskiedenis en die godsdienstwetenskap. En hy kom dan tot die gevolgtrekking dat die presiese datum van Jesus geboorte 15 September is. En tog liewe broer en suster, tot vandag toe, vir eeue lank, vier ons tradisioneel die 25ste Desember sy geboortedag. Maar weet jy, is dit werklik belangrik om die presiese datum te weet? Is dit belangrik? Nee. Dis nie van wesenlike belang nie. Maar weet jy wat van belang is? En dit is wat ons moet vashou. Die Messias is gebore. Dis al. Nie 'n presiese datum nie. Hy is gebore. En as sulks word dit elke jaar gevier. En dit word wêreldwyd gevier. En Kersliedere word gesing oor die wêreld heen in verskillende tale. Die Heiland is gebore. In stille Bethlehem, by blye engelsange voeg ek my hart en stem uit blydskap, hy is gebore. Dat Jesus wel gebore is, en daar kan geen twyfel daaroor wees nie, beklemtoon Paulus juis in die gedeelte wat ons sopas gelees het, die 15de versie, dit is 'n betroubare woord en werd om sonder voorbehou te aanvaar, Jesus Christus het in die wêreld gekom. En weet jy, in die eerste plek, dis 'n ongelooflike woord, maar dit is 'n betroubare woord. Ons moet en kan dit glo, dat Jesus Christus in die wêreld gekom het. Ongelooflik, né? Baie mense sê dit kan nie waar wees nie. Die wyse waarop hy gekom het nie, hoe hy gebore is nie, dit kan nie waar wees nie. Maar die woord van God vertel vir ons iets anders. En dis 'n betroubare woord. Hy het gekom. En weet jy, hier vind ons nou totaal uiterste uiteenlopende gevalle. Kom hier na vore. Aan die een kant Jesus, die ewige seun van God, die sondeloos reine wat self God is, en aan die ander kant die wêreld in sy sonde toestand. Die goddeloses, die godlonaars, die gode aanbidders. En Paulus sê in vers 17, wanneer hy dankie sê, wanneer hy vir hierdie God vereer aan God, wat ewig koning is. Die onverganklike, die onsienlike, die enigste God kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Jy sien, tussen God en die mens, tussen hemel en aarde,
is daar 'n onmeetlike afstand. Ten spyte van dit het hy na die wêreld gekom. Want hy wis afstand uit. Want hy kom tot by ons, tot hier by my, tot daar waar u sit. Dis 'n ongelooflike werklikheid en dit staan vas, hy het gekom. Hoe weet ons dit? Hoe weet ons dit? Enkele gebeurtenisse wil ek uitlig uit die skrif dat hy gekom het, dat ons dit weet. Toe Jesus op Golgotha sterf, roep die offisier wat 'n bevel is van die soldate dit uit, hierdie man was werklik die seun van God. En dit bevestig dat hy het gekom. En tweedens in 1 Korintiërs 15 verse 5 tot 8 vertel Paulus van al die mense aan wie Jesus verskyn het nadat hy opgestaan het, en dan kom hy en hy sê hierdie belangrike iets, heel laaste het hy aan my verskyn. So Paulus het hom gesien. Dis nie hoor sê nie. Dis 'n persoonlike aanraking met die opgestane Jesus. En derdens in Handelinge hoofstuk 9. Daardie Damaskuspad ondervinding van Paulus. Daar lees ons die bevestiging dat Jesus gekom het om sondaars te red. Paulus sê dit self. Daar op pad na Damaskus is Paulus nog 'n lasteraar, 'n geweldenaar, 'n vervolger. En toe verskyn Jesus. En Paulus word gered. Dus hy het gekom om sondaars te red. Daarom kan daar nog geen twyfel wees dat Jesus gekom het nie. Ons kan dit glo, ons kan dit aanvaar. Die woord sê dit, 'n ongelooflike woord en tog 'n betroubare woord. Maar die tweede plek, weet jy, dis 'n verootmoedigende woord, maar ook 'n vertroostende woord. Verootmoedigend dat Jesus gekom het om sondaars te red. Vir die fariseërs en vir die skrifgeleerdes was dit totaal en al onaanvaarbaar. Hulle sien vir Jesus by ander mense raak, nie by ander mense, nie by die goeie mense nie, by die sogenaamde goeie mense nie, waar hulle hom graag wil sien nie. Nee, hy's by die sondaars, hy's by die tollenaars. En dit is nie wat hulle wil hê nie. Nee. Hulle wil nie hê dat Jesus hom moet bemoei met hierdie tipe mense, met sondaars en tollenaars nie. En daar in Lukas 18 vind ons daai gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Die tollenaar word geregverdig omdat hy homself as sondaar, luister mooi, omdat die tollenaar homself as sondaar verootmoedig voor die Here stel. O God, wees my sondaar genadig. En wat gebeur? Hy ontvang genade. Maar wat gebeur nou met die fariseer? Hy keer met leë hande terug na sy huis toe. Geen genade vir hom nie. Want wat het hy gedoen? Hy wil homself regverdig voor God deur te sê, o God, ek dank U dat ek nie soos een van hierdie mense is nie, soos die diewe en die bedrieërs en die egbreekers en soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in 'n week. Sien jy dit dan nie raak nie? Ek gee 10% van my hele inkomste, sien jy dit nie raak nie? Ek moet mos tog genade ontvang. Nee. Jesus werk anders. Want hy het gekom om sondaars te red, wat bereid is om hulle sonde te bely, wat net in 'n paar woorde sê, wees my genadig. Wees my genadig. En dit is 'n bemoedigende woord, maar dit is ook 'n vertroostende woord. Vir die sondaar is dit vertroostend, wat daar lê in die modder en die slyk van sonde. Daai sondaar weet, Jesus het vir my gekom. En dit is vertroostend. God se orde en sy reddingsproses is eenvoudig.
Hy bring die sondaar eers op sy knieë in berou en verootmoediging, dan rig hy die sondaar weer op. Eers belydenis van my sonde, berou dat ek 'n sondaar is. En dan rig hy die sondaar op. Dan trek hy hom uit daai moddersluik van sonde. Weet jy wat? En dis die heerlikheid. Jesus Christus laat nie vir my die sondaar daar in die modder agter nie. Nee, hy het gekom dat almal gered moet word. En in die laaste plek, dis 'n algemene woord en tog 'n persoonlike woord. Paulus herinner ons, Christus het gekom na die wêreld. Die woordjie wêreld. Dis 'n wye begrip hierdie woordjie, né? In Johannes, daai bekende Johannes 3 vers 16, waar Jesus in gesprek is met Nikodemus, gebruik hy self ook die woord wêreld. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Dis liewe broer en suster, niemand word uitgesluit nie. Die keuse berus by ons. God se genade aanbod is onbeperk, maar dit word aan elkeen van ons oorgelaat, of ons dit wil aanvaar en of ons dit wil verwerp. En op talle plekke in die Bybel lees ons van God se uitnodiging. Ons het so 'n paar Sondae gelede in verlede maand ook daarby stil gestaan hè. Daai uitnodigingswoord, daai lieflingswoord van God. Kom. Dit word gerig aan almal. Dis 'n algemene woord. Dis tydloos, dis plekloos. Want jy moet onthou, die evangelie boodskap is ongedateerd en ongeadresseerd. Paulus skryf aan Timoteus, Jesus het gekom om sondaars te red. Maar hy gaan dan verder en hy sê, van al die sondaars is ek die grootste. Dis 'n persoonlike stelling. Paulus is persoonlik betrokke, gekom vir jou en gekom vir my. En nou vier ons Kersfees met hierdie tema, hy het gekom vir my, om my te verlos. Maar as ons nie deel van hierdie reddingsproses wil wees nie, as ons nie hierdie verlossing wil hê nie, dan is Jesus se koms vir ons nutteloos. Dan beteken dit vir ons totaal en al niks nie. Dan bly ons maar net wêreldlinge met geen verlange na die ewige lewe nie. Want ons moet dit onthou, hy het gekom om ook die ewige lewe in ons lewe te bevestig. Want ons lewe hier op aarde kom ten einde. Ons weet nie wanneer nie. En wat wag dan vir ons? Vir sy kinders, vir sy volgelinge, die heerlikheid van 'n ewige lewe, waar hy vir ons wag. Die ewige lewe. Ja, hierdie woord is 'n persoonlike woord. Gerig aan elkeen van ons by name, hy het gekom vir ons, geadresseer aan ons. Daarom kan ons dit sonder voorbehou aanvaar, want ek en jy is ook net soos Paulus die grootste sondaars. En wie dit ontken en wie dit nie aanvaar nie, is verdwaal op die vlaktes van verlorendheid. Liewe broer en suster, ek wil sluit. En ek wil dit sê, mag elkeen van ons
vandag op Kersdag 2025 dit uitbasuin, sodat die hele wêreld dit kan hoor. Christus Jesus het gekom om my van sonde te red, en daarom vier ek vandag Kersfees. Die woord sê dit vir ons. Dis 'n betroubare woord. Ons moet dit aanvaar sonder enige twyfel. En as ons dit, dat hy gekom het, sonder voorbehoud aanvaar, dan kan ons hierdie Kersdag juigend vier. Dan word Kersfees. Weet jy wat? Dan word Kersfees 'n Christusfees. Is jy gereed om hierdie Christusfees te vier? Gaan dan hieruit met 'n juiglied in julle hart. My Jesus het gekom. Hy het gekom. En ek gaan sy koms werklik vandag vier. Saam met familie, saam met vriende. Amen. O Here my God, nou wil ons maar net stil word in ons dankbaarheid dat U gekom het. Ons wil in hierdie stilte juig en bly wees. Ons wil hier uitstap met blydskap, met vreugde, met glimlagte op ons gesigte. Ons wil vir een wat voor ons stap en agter ons stap en langs ons stap, my vriend, my pa, my ma, my kind, my broer, my suster. Weet jy, Jesus Christus het gekom. Sien jy, hoe bly is ek daaroor? Kom ons vorm 'n verenigde front en ons stap hierdie wêreld binne met lewe in onsself. Met 'n lig, die ewige lig wat dit uitstraal. En ons raak so hierdie ou goddelose ou wêreld aan, sodat hulle ook die lig sal sien, vir Christus sal sien, en terugkom waar U elkeen van ons wil hê. Ons bid dit in Jesus naam, met 'n groot amen. Ons ankerlied, soos 'n paar Sondae gelede aangekondig is in hierdie reeks preke, die oorwinningslied, kom ons sing dit met volle oorgawe. Hy het die oorwinning reeds aan die kruis behaal. Die oorwinningslied. Ek sien my gees in die Glorie aan die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan Die einde van die wêreld kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wag. Hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan.
ons pasyne slaan op drome en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwin, want sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Ontvang die seën van die Here. En daarna kan ons bly staan, dan luister ons na Gaan dan heen. En u kan maar saam sing ook dan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal julle harte vervul met ware Kersvreugde. Amen. Dat heen, gaan in vrede en gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, kunt onthou, Ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak jou pad gelei. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is sonder jou as jy sou val en draai ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is ook aan jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei